Ek moet hier begin, om daar te kom. Om daar te kom moet ek hier begin. Jy sal nou verstaan. Ja, dankie die Here, ons wil vir Jesus sê, dankie Here, dat U so magtiglik in ons midde werk, in ons harte in beroering bring. Ons is in verwondering oor hierdie Jesus. What an awesome Christ. What an awesome shepherd. Wat 'n herder, wat sy skape so lief het. Nee. Nou, wat op my hart is nou gebore uit 3 gebede wat ek aangehoor het, en toe Annegret se boodskap vanmôre, en wat die Here in my hart gewerk het. Ek wil met julle deel oor Hebreërs, ek wil net begin by Hebreërs 6, net 'n paar versies lees, luister net hierna. Hebreërs 6 sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgang. Ek lees dit weer, ons moet nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. Sien, want hier staan in vers 5, in vers 4 sê, want het is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het verlig geword, en die hemelse gawe gesmaak het, daai vrede, wat alle verstand te bowe gaan, die liefde wat hy in jou hart uitgestort het, deur die Heilige Gees wat hy aan jou gegee het. As jy dit gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, onthou julle, die woord sê, niemand het God ooit gesien nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons volmaak geword. Hai, ons het dit so pas gesing. Oh, I love you, oh, I love you. Huh? I love you, Lord. Ja. En ons het en dan sê hy die goeie woord van God gesmaak het, jy hoef tasted dit, jy het dit gesmaak, en die kragte van die toekomstige wêreld. Here, nou, hier gaan ek het gesmaak, my oë is op hom, ek kyk nie links nie, ek kyk nie regs nie, ek het te veel in my lewe, links gekyk, toe gly ek het te veel regs gekyk, toe gly ek het te veel agter toe gekyk, ek wou nog mense behaag, tot my eie berou, elkeen van ons kan vanaand hier, of vanmôre hier sê, Here, wasted years, hoeveel jaar het ek verloor in my lewe, hoeveel jaar het ek verloor, ek kan het nooit weer terugkry nie. Ek gaan nie meer een dag laat verlore gaan nie. Ek het gesmaak, en ek gaan bly smaak, en ek gaan bly smaak. Hierdie vrede, hierdie liefde, hierdie blydskap, wat ek nou het in my hart, Here, ek verruil dit vir niks. Al kost dit wat, U gaan vir my versterk, en U Gees gaan vir my hier deurdra. Nou, om nou voortgaan, nou terwyl ek hier gesit het, toe kom my hart op hierdie aangrypende woorde in Esegiel, en voordat ons dit lees, wil ek met ons hoofde net weer buig, in Esegiel 'n aangrypende woord, die woordjie, laat ons nou voortgaan, nou gaan ons voort, ons is nou klaar met die fundament, en die wat die fundament nou nie gelê het nie, ons kan nou nie vir julle wag meer nie, en die wat nou teruggegly het, en dan maar weer kom sê, nee wat, ek gaan liever nie aan nie, ek is bang, ek gly terug, bly maar waar jy is, ons moet nou aangaan, hier is 'n groep onder ons wat nou aangaan, ons nou jammer vir julle, maar ons moet nou voortgaan, want daar is ander wat wag, daar is ander wat smag na wat julle gehoor het, wat dit ook wil hoor, daarom, kom ons buig ons hoofde, Here Jesus, dankie, 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 vir hierdie heilige oomblikke, dankie Here, dat ons gesien het, ons het gesmaak, ons ervaar in ons harte, ons dank U Here, ons het U stem gehoor, U stem het ons lewend gemaak, ons ken hierdie stem, Here die geloof wat ons nou vanmôre het ons ontvang uit U Vader hart, as 'n geskenk uit die hemel, dankie Jesus, nou sal die openbaring verdiep al die pad, U sal hierdie kinders van U nie los nie, U gaan die greep op hulle nie los nie,
Nee, Here, waarlik, die goeie werk wat u begin het, sal u voleindig. Dankie, Jesus. Baie dankie vir u woord wat nou tot ons harte gaan kom. Ons prys u daarvoor. Amen. Amen. Nou, my maats, in Esegiel, ek lees hierdie woorde, en om dit te verstaan, staan daar in die laaste boek van die Bybel, kom op hierheen, en ek sê jou die bruid van die lam toon, en het my 'n groot stad getoon, 'n groot stad, 1500 myl lang, hoog en breed, en die heerlikheid van God was in die stad. Nou hier in Esegiel 40 staan die woorde, in die 25ste jaar van ons ballingskap, in die begin van die jaar, op die 10de van die eerste maand, in die 14de jaar, nadat die stad ingeneem is, op daardie selfde dag, was die hand van die Here op my. Snaaks, hy onthou tot die dag, nee, die datum, die hand van die Here was op my. En hy het my daarin gebring. In gesigte van God het hy my in die land Israel gebring en my neergesit op 'n baie hoë berg. Luister hier, baie hoë berg. En daarop iets wat soos 'n stad gebou was teen die suide. Openbaringe vertel nou vir ons die vervulling hiervan. Nou, hierdie stad, in hierdie stad en uit hierdie stad is daar 'n les te leer vir ons nou vanoggend wat nou gesmaak het en gesien het en wat die Here vir ons nou sê, nou moet ons voortgaan. Hier staan hierdie woorde. Daarna in Esegiel 47, daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit na die ooste toe. Want die voorkant van die huis was na die ooste toe. En die waters het weggevloei onder die regter symuur uit van die huis uit suid van die altaar. Altaar herinner ons altyd aan die kruis. Die kruis. Daar, toe die altaar, die kruis geplant is, het dit 'n onderaardse aar raak geslaan in die geesteswêreld. En toe die kruis daar ingeslaan is in die geesteswêreld, het die water begin vloei, die water. En hy het my uitgebring deur die noordpoort, my buitekant om laat gaan na die buitenste poort, wat na die ooste kyk. En kyk, die waters het gekabbel uit die regter symuur uit. En toe die man na die ooste uitgegaan het toe uitgegaan met 'n meetsnoer, wat 'n meetsnoer, 'n liniaal, maatband in sy hand, en hy het 1000 L gemeet. 1000 L is so, seker so ongeveer 1,5 kilometers, 1000 L. En hy het my deur die waters laat gaan, waters tot aan die enkels. Nou, hier is die trappe, die profeet staan daar, en hier, ek sien nou vanmorgen vir julle in die geesteswêreld, julle sit in water, net julle koppe steek uit, om daar van my te sien, maar eintlik is julle nou onder die water, julle is reeds daar, ek moet nog daar kom, waar julle reeds is, ek moet nou nog so toe kom, en nou, smaak ek, hierdie water, kom ek lees vir julle, hierdie water, maak alles gesond, in vers 9, die water sal gesond word, en die waters maak alles gesond, net waar het kom. Nou staan ek tot hier, nou smaak ek. Julle, maar dis fantastiese water hierdie. Daar's mos sulke water in die wêreld, wat opborrel, en wat genesing bevat. Mense reis kilometers om daar te kom. Nou hier staan ek in die water van God. My God lei nou vir my in hierdie water in. En nou smaak ek. Here, dan wonderlik. Nou sê die stem van God vir my, my kind, jy moet nog bietjie dieper ingaan. Moet nou nie hier stil staan nie. Jy moet nou voortgaan na die volmaaktheid toe. My kind, nou dat jy smaak, moenie weer hierdie smaak van sy vrede verloor nie. Moenie weer die smaak, jou oor het sy stem gehoor. Moenie rus nie, jy het sy stem gehoor. Wag. Jy gaan weer sy stem hoor. Nie, wanneer jy links of regs wil gaan, sê jy stem agter jou hoor. Nee, wag. Is jy weg nie. Is jy reg nie? Ek sal vir jou wys wat jy wil doen. As jy daar by die huis kom, die priester kom aan, of die oudste of wie ook al, kom aan en sê, jy moet so maak, jy sal onmiddellik weet, nee, dis die herder nie, of dis die herder, dis dieselfde stem in my gees,
Want jy weet omdat jy weet. Die woord van die Here sê, jy weet. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Die stem van God is altyd lewendmakend. Lazarus, kom uit. Dis lewendmakend. Onmiddellik staan 'n lijk op wat al vrot is. Dit ruik op 'n afstand, maar die stem van God. Lazarus, kom uit. Kom nou 'n bietjie dieper in. Kom my kind, ek wil vir jou iets leer. Kom, gee nog 'n tree af. Nog 'n tree af. Dan sê hy het nog 1000 el gemeet en met hierdie water laat deurgaan, water tot aan die knieë. My kind, ek wil vir jou leer, dis wat die Here Jesus vir sy disippels gesê het, as julle in my naam bid, alles wat julle in my naam bid, sal ek vir julle doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. En jy bid in die geheim partykeer, baie keer, en nou die dag in die geheim gebid vir iemand, gaan in my kamer bid, vir niemand, nie vir Tannie Marie is gesê nie. En die volgende oomblik bel die man my en vertel my wat het gebeur. Ek het eers vir hom gesê, dankie Jesus, dankie, jy leer my bid, hy leer jou bid. Dis een van die eerste lesse wat Jesus jou leer. Jy sien? Nou my kind, nou smaak jy tot hier. Hoe die genesing wat hier in jou inkom. Nou, ga jy nou hier stilstaan? Nee, kom. Nou sê hy, hier, die toets kom nou hoor. Die derde keer wat hy nou meet, het hy gemeet, en het in die water laat gaan tot aan die heupe. Nou kom jy daar by die huis vanaand, kom jou bure, hoe het dit met die kamp gegaan? Man, ek het vir Jesus ontmoet, waters tot aan die heupe, jy word nou 'n getuie vir Jesus, jy neem vrymoedigheid, jy begin praat, in die oomblik as jy praat, vind daar 'n release, wat is 'n release? Ja, iets word vrygelaat in jou binneste, 'n blydskap, elke keer as ek van Jesus praat, dan spring daar iets in my hart op. Iets spring in my hart op. Maria, bonatuurlik ontvang sy die kindjie Jesus, bonatuurlik. Sy is nie getroud nie, nou sy skaam, sy verwag hierdie Messias, maar niemand kan dit soms nog glo nie, niemand se glo nie, maar nou kom die Here en hy vertroos haar, die engel sê vir haar, daar is iemand in jou eie familie uit, haar naam is Elisabeth, sy is in die berge, sy is in haar 6de maand, en dan staan daar, en sy het haastig gegaan, en daar by Elisabeth gekom, en toe sy vir Elisabeth groet, toe spring die kindjie Johannes in Elisabeth se moederskoot op. Weet jy, dit is vir my die wonder, ek het nou by 'n paar van julle gekom, en die kind Jesus, om dit so uit te druk, het in my hart opgespring, want jy het iets gesê, en dink, Here, is dit die waar? O, God is aan waar. Toe broer, of nee, suster gister daar getuig, ons bid, en sy praat van die openbaring wat sy gekry het, die van die berge en die waters daaronder. Here, dankie, bevestig oor waar ons nou vanmôre oor praat. Hierdie waarheid. Nou, hier is die toets nou. Dit was maklik vir my om tot hier te kom, maar julle, nou moet ek verder afgaan. Luister mooi. Verder het hy nog 1000 gemeet. 'n Stroom wat ek nie kon deurgaan nie. Sien julle? 'n Stroom wat ek nie kon deurgaan nie. Hoe nou? Wat nou? Wie van julle kan swem? Steek julle hande op. Julle seker julle kan swem. Hou jy hande op? Ja. Wie van julle kan nie swem nie? Wie van julle kan nie swem nie? Sien julle nou? Ja. Nou sien julle nou die verantwoordelikheid. As jy nou 'n maatjie het en jy wil nog gaan swem, jy moet nou seker maak my maatjie kan swem. Jy sien? En anders moet jy jou maatjie leer swem. Jy moet jou maatjie leer swem, ook geestelik. Hier het ons geleer swem, my maats, op hierdie kamp, waaragtig het die Heilige Gees ons geleer om te swem. Van ons swem nou al. Ja, geestelik, nee. Swem jy? Luister mooi wat sê hy. 'n Stroom wat ek nie kon deurgaan nie. Hoe maak ek nou? Ek wil deur. Deur moet ek deur, want ek smaak iets. Maar nou vrees ek. Nou het ek vrymoedigheid nodig.
Nou het ek die getuienis van iemand in die water nodig, om vir my te sê, kom my broer, kom ek vertel vir jou hoe swem 'n mens, kom ek vertel vir jou in die geesteswêreld, kom, ek vertel jou, laat ek jou vertel hoe die Heilige Gees vir my gelei, laat ek vir jou hierdie wonder vertel, moenie vrees nie, vertrou hom, vertrou hom, hierdie boodskap van vanmôre, van Vrydag aand, van gisteroggend, het vir ons geleer gistermiddag en tot gisteraand, vertrou hom, rus nou in hom, kyk hier staan, want die waters het opgereis, waters om in te swem, 'n stroombare mens nie kan deurloop nie. Met ander woorde, as ek nie kan swem nie, sink ek en versuip ek. Is dit reg? Nou moet ek die teruggee. Ja, nou moet ek die teruggee. Israel is in doodsgevaar. Daar's 'n man wat die Jode haat. En hy het by die koning reg gekry en toestemming gekry en tot kan ons sê amper 'n verbond geteken om die Jode op 'n sekere dag wat in ballingskap was uit te wis. Die man se naam was Haman. En toe dit by die krisispunt kom en die doodvonnis word oor alle Jode wêreldwyd uitgespreek, op 'n sekere dag moet uitgewis word. Toe het God reeds geweet en God het toe reeds sy strategie reggestel. En hy het reeds vooraf bepaal dat daar 'n ou dogtertjie sal wees en sy gaan die koningin wees en sy gaan in haar posisie wees. En God het bepaal daar by die hek van die poort gaan 'n man sit. En hy gaan 'n man wees wat reeds in die water is, wat die stem van God ken, wat weet wat dit beteken om God waaragtig te vertrou. En die twee kom in gesprek, die oom en die dogtertjie. Dis haar oom Mordegai. Die dogtertjie se naam Ester. En wie julle uiteindelik toe Ester besef wat sy doen, en sy sê toe vir Mordegai, hoorie maar, ek kan nie in die saal van die koning ingaan, sy raadsaal, en sommer net gunsies in dit en dat gaan vra nie. Daar's 'n wet in hierdie koninkryk. As iemand voor die koning staan, en hy hou nie van daai man nie, het hy die reg om hom net daar te laat doodmaak. En sy sê, ek gaan 4 dae vas, 3 dae. Kan nou mooi onthou nie. Julle moet almal vas saam met my. En op die 4de dag gaan ek my aan die koning vertoon. Kom ek om, dan kom ek om. Kom ek om, Here, nou. Vertrou ek op die Heilige Gees met my hele hart. Met my hele hart. Gaan my lei in my woorde, my gedagtes. In elke ding, as ek versoek word, ek gaan op die Heilige Gees vertrou. As ek by die werk kom môre, ek gaan die Heilige Gees vertrou. As ek vanmiddag by my huis kom, en ek is bang, nee, ek vertrou die Heilige Gees. Ek vertrou hom, ek gaan volkome in 'n geloofsrus in. Jy sien, 'n geloofsrus. Nou om dit te verstaan, hierdie stukkie, ons kom weer terug, gaan ek net weer terug na Hebreërs toe. Hebreërs 6. Net voor Hebreërs 6 staan nou hierdie woorde. In Hebreërs 4, julle kan gou daarin gaan as julle wil. Hebreërs 4 vanaf vers 1. Ja, Hebreërs 4 vers 1. Laat ons dan vrees, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig is nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in soos hy gesê het. Ons wat geglo het, daar sê, sien julle my vriende, ek glo Here, ek vertrou U met my hele lewe, daar gaan ek. Nee? Stap vir stap en jy gaan by geloofstoetse kom, waar die Here jou geloof gaan toets. Hy gaan dit toelaat, hy beskik dit, hy gaan dit beskik, en jy sal daardie oomblik, moet net nie nee sê nie, moet net nie omdraai nie. Kom ek lees vir julle, die ontsaglike waarheid, luister nou mooi hierna, in Esegiel, daar waar staan, hy het nou dieper en dieper ingegaan, die vorige hoofstuk staan daar, in Esegiel 46, maar as die volk van die land voor die aangesig van die Here kom, op die feesttye, moet hy wat deur die Noordpoort, is nou daai stad, die Noordpoort, of die groot tempel, wat by die Noordpoort ingaan om te aanbid, deur die Suidpoort uitgaan, en hy wat deur die Suidpoort ingaan, moet deur die Noordpoort uitgaan, hy mag nie teruggaan nie.
jy mag nie omdraai nie. As jy ingestap het, het jy ingestap. Here, nou soek ek u. Jy weet, die ou mense het gepraat van deurbid. Vroeger jare, as hulle vir iemand gebid het, en aangehou bid, tot die Heilige Gees getuienis in hulle hart gegee het, daar sy, daar weet ons. Ek het hoeveel keer in my lewe gesien, deurgebid, 3 dae lang onlangs, vir iemand gebid, en die krisis het al groter geword, en die volgende oggend kry ek die boodskap, die deurbraak het gekom. Sien, deurgaan om te aanbid, jy moet deurgaan, hy moet nie omdraai nie, mag hy teruggaan deur die poort waardeur hy ingegaan het nie, maar hy moet reg uit vorentoe uitgaan, reg uit vorentoe uitgaan. Daar staan in Lukas 9, toe Jezus wis dat sy uur gekom het, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. Daar staan daar, dis verwysing na Jesaja. Hy het sy aangesig gemaak sy keisteen, dit beteken, ek draai nie om nie. Nou stap ek, reg uit na Golgotha toe, to bring the ultimate sacrifice, die absolute, die allergrootste offer, ek weet presies. Vir die vreugde wat my voorgehou was, luister nou mooi wat ek sê, vir die vreugde wat ons voorgehou word, ek moet hierdie trappie, ek kan nie hier staan nie, water tot aan my heupe nie, ek moet dieper ingaan nou, want jy sien, net 'n bietjie verder, kyk wat wag vir jou, kyk wat 'n voorreg gaan jy hê, as jy ingaan, en volkomene geloofsrus ingaan, Here, vertrou net op U, ja Here, dankie, daar staan daar, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek, en loop in die vlakte af, mag dit 'n profetiese woord oor ons wees vandag, en gaan na die see, en word, in die see word het uitgelei, sodat die waters daarvan gesond kan word. En al die lewende wesens wat wemel oral, waar die dubbele stroom kom, sal lewe. En daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie waters daarin gekom het. En die waters sal gesond word, en alles wat lewe, waar die stroom kom. Alles sal lewe waar die stroom kom. Strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Ek gaan met water, woorde, nie meer van dood huis toe nie. Ek gaan met woorde van lewe huis toe. Met woorde wat lewe. God se woord in my, gaan ek, hierdie lewende woord, gaan ek spreek. Mense word geestelik gesond in jou teenwoordigheid. Hierdie gebrokenheid kom aan 'n einde. Hierdie smart in hulle lewe kom aan 'n einde. Hulle staan op, hulle het 'n lewende woord gehoor. Iemand het 'n boek geskryf in die lig van hierdie waarheid. En die boek se naam is You See Bones, I See an Army. Nou ek sê vir julle, ek sien nie meer doodsbeendere nie, ek sien 'n weermag staan op. Ek sien 'n groep mense wat opstaan, onverskrokke, verlos van vrees, verlos van die tragedie om ander te behaag. Ons wil nou die Here behaag en die Here alleen. En ek wil sien en smaak dat die Here goed is. I never want to lose the taste of His presence. Hy, vriende, wie julle? En nou, luister nou net hierna. Daar's 'n menigte van visse wat gevang moet word. Nou sê hy, vers 12, en by die stroom sal daar aan al twee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie verdor nie, en die vrugte sal nie opraak nie. Dit was net toe gesing in die lied, en broer van Heer het dit genoem. Die vrugte sal nie opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra. Hy is aangrypend. Nie dit eenmal 'n seisoen nie. Nee. Nuwe vrugte, want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Ja. Nou ja, daar's dit. Jy het nog gekom tot daar, jy het die Here Jesus nou aangeneem, jy het nog gesmaak. Jy het begin bid, jy sê, ja, wie julle afgelope tyd, hoeveel keer ek dit gesê, Here, ek het nog nooit so gebid nie. Eenvoudig gebed, sê ek, Here, dit was die Heilige Gees, wat die gebed nou gebid het, dankie Here, ek glo dit gaan waar word. Jy sien, nou kom jy, en jy begin getuig, water tot aan die heupe, jy getuig. En hoe meer jy getuig, hoe meer kom lewe in jou, en die genesing wat uit jou vloei. Vriende, moenie mis nie, maar bly asseblief nie staan nie, want daar's waters waarin jy nie meer kan staan nie. Nou kan jy nie meer staan nie. Nou sal jy hom alleen moet vertrou. Jy sal moet rus. Wie van julle weet wat het beteken om te float?
in die water, in die dam of in die see, in die rivier. Julle ken dit. Ken julle dit? Dis lekker, nee. Dis nou regtig rus. Jy weet, jy gooi jy agteroor en jy maak dit so met my hande so en met my voete so bietjie en dan gaan ek so aan. Partykeer kom die water so oor my gesig, maak ek saakie. Ek rus nou. Ek kyk net waar is ek nou. Sien ek ek my kop stand nie. Net dan gaan ek aan, rus. Ek rus, vriende, die geloofsrus. Dit is volbring. Wele waar kom hierdie rus vandaan, hierdie finale stap. Die laaste woorde op Golgotha. Wat was die laaste woorde? Dit is volbring. Here, alles? Ja, my kind, alles. Alles is volbring. Ek rus nou in die Here. Ek kan aan my saligheid niks meer doen nie. Ek hoef daar niks meer aan te doen nie. My verlede is in die diepte van die see gegooi. Ek hoef die Here meer te herinner aan my ou lewe nie. En ek begin vandag, ek sê Here, ek rus. In die geloof, ek gaan daar 'n show van maak nie. Ek sê vir julle afgelope tyd, ek het baie gedoen. Dan sê ek, Here, gaan van niemand vertel nie. Niemand nie. U weet wat in my hart nou gaan. Ek sê net vir u, ja Here. Ja Here, sal. Dit begin. Jy sien, jy begin by 'n punt. Dan bring die Here jou van krisis na krisis. Ek noem dit 'n krisis, 'n geloofstoets. Bring hy vir jou. Jy slaag die een, slaag daai een. Ek het vir 'n paar van julle al vertel hoe dat die Here my gelei het om na 'n land te gaan, die Nagas in Indië. En daar's gevegte en daar's nou nog gevegte en jy kan nie daar aankom nie en baie mense is daar doodgeskiet. En ek lê een aan te Calcutta. En dan moet ek die volgende dag soontoe gaan en daar's gevegte in die plek. En die 11 uur die aand vra die Here vir my hart, is jou gaan na Calcutta voorwaardelik? Of is dit onvoorwaardelik? En onmiddellik snap ek wat die Here sê. Is jy gewillig om jou lewe daar af te lê, dan hoor onvoorwaardelik. Of jy teruggaan en ek worstel van 11 uur tot 1 uur. Ek kan die Here nie antwoord nie, want ek weet toe, ek moet nou my lewe daar af lê en ek aanvaar dit toe, en die Here wil ek moet gaan sterf in Nagaland. En ek sal my vrou, tannie Marie en die kinders nooit weer sien nie. En weet die 1 uur toe kniel ek, en ek het niks gesê nie, my traan het geloop, net sê ja Here, afgehandel. En 2 maal het ek 'n masjiengeweer in die oë gekyk, in Nagaland. Gedagte is nou verby, klaar, maar ek het klaar afgegee. En ek het die toets geslaag, toe ek later op die vliegtuig klim, en Here, daar maar toets hierdie, dankie, koning van alle konings. En wie julle, die Here het behaag daaraan om vir jou te bring by 'n toets. Hy gaan iemand opwek in die skool, in die universiteit, in die technikon, op die plaas, tussen die wingerde, in die kombuis, iewers, om jou in die oor te kyk en jou uit te tart. En dan wat jy maak, ek rus in die Here. Here, wil u iets sê? Here, wil u antwoord vir die oukie? Ek hoef niks van iemand meer te sê nie. Die Here sal dit sê. Die Here sal dit sê. Here, laat u liefde vloei. My liefde gaan hierdie man beweeg. Laat u liefde vloei. Daarom, vriende, wele toe, julle nou die lied gesing het. Wat was daai koortjie? Hoe gaan daai koortjie van Heerden? Die laaste lied? Ja, I love you, nee. Luister net hier. Ek sluit nou af. My beminde sê toe vir my, staan op my vriendin, my skone, kom dan toch. Kom my kind. Dis 'n liefdesuitnodiging wat ek nou na jou rig. Die laaste uitnodiging is 'n liefdesuitnodiging. My kind, staan op. Want kyk, die winter is verby. Die reentyd is oor, dit het verby gegaan. Die bloeisels word gesien in die land. Die sangtyd het aangebreek. En die tortelduif laat sy stem hoor in ons land. Die Heilige Gees laat sy stem hoor in Suid-Afrika. In Suid-Afrika. Die vyeboom laat sy voorvye uitswel. En die wingerdstokke wat bloei, versprei geur. Staan op, my vriendin, my skone. Kom dan toch. Moenie agterbly nie. Moenie agterbly nie. Staan nou op. Ga nou deur die water. Vertrou nou die Heilige Gees eens en vir altyd. Los jou vrese uit vir jou man en jou gaan jou slaan of jy gaan vervolg word. Vergeet dit. Dis nie nou te sprake nie. Kom. Hy het sy kruis opgeneem. Wie is ek sonder 'n kruis aan te gaan? As dit beteken dat ek voor vanaand gekruisig moet word, Here, dan word ek voor vanaand gekruisig. Halleluja.
Verstaan dit? Ek gee nie meer om nie. My duif in die rotsklowe, in die skuilplek by die krans, laat my u gedaante sien, laat my u stem hoor, want u stem is soet, en u gedaante is lieflik. Kom dan tog, my beminde is myne, en ek is syne. En ek is syne. En dan sluit ek af, totdat die aandwind waai, beteken eintlik tot die dood toe, tot die aandwind waai, en die skaduwees vlug, kom aan by beminde, maak soos die gemmersbok, en soos die jong takbok, op die berge van skeiding. Hierdie kamp was 'n kamp van skeiding. Kamp van skeiding. Nooit weer, Here, kan ek gaan leef in my huis, by my werk, soos ek Vrydag daar weg is nie. Nooit weer nie. Hierdie berg is die berg van skeiding. U Heilige Gees, ek vertrou u volkome. Ek rus in u, Here. Ek het ingegaan in die waters. Ek staan nie enkel diep in nie. Ek gaan nie net smaak nie.